Goeienaand julle, welkom terug by 2026. Ons het nou gou hierso, ek wil amper sê in die studio, maar dis nie 'n studio nie. Ons het nou hierso gou opgevang van hoe almal se Kersfeeste was. Ek dink almal voel of ons die eerste paar weke al 'n hele jaar agter ons rug het. So, ons beter opskit as die tydwiel so vinnig draai as ons deur Genesis wil kom. Okay. So kom ons maak ons oogies toe. Here, dis net by U wat ons kan kom asem skep. Die ouer mense sal vir jou sê, elke jaar gaan net vinniger verby. Mag ons asseblief net bietjie rustig raak en by U kom volmaak, sodat ons nie leegloop nie. Baie dankie dat ons die voorreg het om nog 'n jaar in te gaan, al voel dit partykeer vir ons soos 'n onreg, want goed loop skeef. Weet ons het ons nodig om nog siele vir U te wen. So mag ons daarop fokus en dan uitsien vir alles wat voor lê. Baie dankie vir alle liefde. Amen. Goed, so ons het nou gesê, ons het nou redelik Openbaring deurgescan. Julle sal sien, soos ons hom gedoen het, kan jy hom nog 3 jaar langer uittrek, as jy regtig diep wil gaan delf. Maar ons het nou besluit ons gaan met Genesis begin, en in Genesis gaan ons vrek baie verwys na Openbaring. So die opening vandag is gou, die opskrif is Genesis en Openbaring, die begin en die einde, die begin en die voltooiing van God se plan. So as jy nou jou Bybel kyk en jy tel hom op, Genesis die begin, hy vertel die skepingsverhaal, né? Openbaring aan die einde vertel die herskepingsverhaal. Okay, so dis waar dit gaan. God het hierdie wonderlike plan gehad vir saam met die mens wees. Die mense, die duiwel het dit opgevoete. In die einde maak God dit reg. So alles wat tussenin gebeur in jou Bybel, is God se manier om weer by die tuin van Eden, die saam met die mens kan wandel uit te kom. Okay. En wat het ons geleer laas jaar? Wat is in die middel van die Bybel as jy hom oopvou? Die kruis. Okay? Volgende week, as die Here ons spaar, gaan ons by die X-faktor uitkom. Wie weet wat is die X-faktor? Salmarie, as ek vir jou sê, jy die X-faktor. Waar gaan dit? Nee, donk, ek dink aan produktgeplan. Ja, as ek vir jou sê, jy die X-faktor. Die spesiale ding, né? Die kruks van die saak, die cherry op die koek. So as jy die begin, die skepping sien, alles wat fout gaan, om by die wonderlike herskepping te kom, is dit net Jesus in die middel by die kruis, wat dit kan veroorsaak. Okay. So maak nie saak wat hierdie kant gebeur het in die Ou Testament, nie die wette, nie die tabernakel, nie die Noag se vloed, niks van daai goed kon ons weer kry op die regte pad. Net die kruis kon dit. Okay. As jy dit verstaan, dan gaan die aaklige goed wat julle nou gaan raak lees in Genesis, vir julle daarom bietjie minder aaklig wees. En ek praat nou spesifiek met die ongetroudes. Né? Chanelly, hoor jy vir my? Want julle gaan goed raak lees wat julle nie in 'n 2 tot 50 movie gaan sien nie. Dis horribaal. Dis platant reg uitgestel. Jy lees dit en dan dink jy, kan so iets onheiligs in die Bybel staan? Maar dit staan in Genesis. En as jy die goed begin lees, dan verstaan jy hoekom het God op 'n stadium gesê, stuur water en begin oor. Hierdie kan nie so aangaan. Okay. So moenie skrik nie, baie ou mense sê, baie goed moes nie in die Bybel gelees het nie, maak die Bybel onheilig. Maar dis nie wat die mense aangevang het. Okay. Goed, so kom ons kyk gou-gou. Die groot gedagte daarby is, Genesis vertel alles begin het, Openbaring sê hoe dit geëindig het. En luister mooi, ek sê hoe dit geëindig het. Want God is reeds by die einde. Al is ons nog nie daar nie, hy was reeds daar. Okay. So alles tussenin is die verhaal, is 'n reddingsverhaal, maar dit gaan eintlik oor
om die verhouding wat die duiwel kom steel het, reg te maak. So Chantal, as ek vir jou sê, die duiwel steel nie siele nie. Maak dit vir jou sin? Ja, want ons word geleer, die duiwel kom steel die siele, né? Ek sê nou vir jou, die duiwel is nie uit om siele te steel. En soos wat ek net nou met Annemie en met Gustav gepraat het, die duiwel is uit om verhoudings te verbreek. Dis al wat hy doen. Hy kom nie en gryp jou siel of sit 'n donker gees in jou. Hy kom en verbreek verhoudings. En dis die oorsaak van nou swartgalligheid en nou kwaadheid wat dan opeindig dat jou siel nie kan hemel toe gaan. Dis wat hy gedoen het. Adam en Eva het elke aand as die wyntjie baai hulle gaan sien, saam met God gewandel. Wat het hy kom doen? Hy het die verhouding verbreek. Toe hulle daai vrug hap, toe gaan kryf hulle weg en God kan nie meer saam doen. So, enige iets, as jy sien iemand, as jy dink iemand is nie gered nie, gaan krap ek in hulle lewe, daar het 'n verhoudingsprobleem gebeur. Wat hulle either van hulle medemens of van God af weggeneem. Okay. Goed. So die hele Bybel gaan oor die herstel van verhouding. Ons het laas jaar gekyk hoe die storie eindig, so nou gaan ons kyk hoe hy begin. Goed, so die raakpunte, kyk daar by skepping versus herskepping by kolommetjie. Genesis, in die begin het God geskep, Openbaring 21, hy skep alles nuut, hy maak 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel. Genesis, hemel en aarde word geskep, nuwe hemel, Genesis, alles goed, geen sonde, aan die einde is alles weer goed, sondevry. Okay? Die krap wat tussenin gebeur, is maar waarmee ons moet deel. Okay. Goed, die ou slang, die aaklige ou slang. Genesis en Openbaring begin verlei die slang die mens, en die einde, die slang word vernietig. Die begin die sonde kom die wêreld binne, en die einde, God verwyder die sonde. Okay? So sien julle mooi hoe gaan die twee in mekaar steek. Ek weet nie die van julle wat redenaarskool gedoen het. Ons het altyd 'n tannie gehad wat vir ons gesê het, as jy 'n redenaar speech of 'n opstel skryf, het jy jou 5 vingertjies. Jy het jou begin, né? Jy sê waar gaan dit? Jy het jou slot, dan het jy jou 3 punte waaroor jy redeneer of vertel. Maar die enigste ding wat daai ding maak werk is as jou slot en jou begin met mekaar ooreenstem. Waarin jy moet begin, moet jy afsluit en sê wie kom dit gebeur. So dis hoe jou Bybel in mekaar gesit. Okay. So die boom van die lewe is vir my die wonderlikste deeltjie. Okay? Julle is nou nie meer babas wat babakos kry nie, so ek gaan julle so 'n bietjie vir die wolwe gooi vanaand met 'n apokriewe boek. Onthou, apokriewe boek is boeke van die Jode wat Jesus gereeld uitgelees het. Hulle het net nie die kat in ons Bybel gemaak. Ons sal later weer as julle vergeet het hoekom daar praat. Maar die kort en lank is, daar's mooi goed daarin en dan skielik laak dit lelik. Maar die mooi goed wat daarin is vir ons baie spesiaal. Okay, so ons gaan vanaand so 'n stukkie uit 'n apokriewe boek doen, by daai boek. So in Genesis was die boom van die lewe, ons gaan oor hom lees. Die oomblik toe hulle droog maak, toe sit God 2 engele voor hy tuin met swaard en sê, julle mag nie meer terugkom. God het nie 'n vuur verstuur soos 'n Mosselbaai of 'n vloed en die tuin vernietig. Hy het die tuin toegemaak. So in Openbaring 22 het ons gelees, die tuin bestaan nog. Want daar het ons gelees, die boom van die lewe staan daar en hy dra elke maand 'n ander vrug. Nou julle, as julle vergeet het, gaan lees dit gaan weer. So in Genesis word die mens uit die tuin uitgeskop, maar in Openbaring kan ons weer in die tuin gaan speel. Okay. Trane en pyn in die begin, omdat ons droog gemaak het, gaan die girls met pyn en trane kraam. Nie dink as jy met 'n keiser kraam, jy gaan nie huil, keiser is ook seer na die tyd, hoor? En die aarde is vervloek, die mans moet werk. Maar in Openbaring gaan ons nog steeds in die tuin werk en goedjies, maar dit gaan nie met pyn en trane te doen gaan.
Nommer 5, God het in die begin die tuin gewandel. In Openbaring sê God, nommer 21, hy kom weer by die mense woon. Nommer 6 is die laaste stukkie vir ons wat hier op die aarde oorbly. As Janelli wonder, wat is my roeping vandag? Ek staan nou op, wat is my roeping vandag? Jou roeping is om so te lewe, laat ander mense vir jou vra, wat laat jou oogie so brik? Hoe is jy so vriendelik al dag? Is jou dag kry? Want jy kans om van Jesus te vertel. Okay. Goed, so dit is die kort en die lank van die hele Genesis Openbaring. Want die sleutel tussen die twee boeke kan jy 'n bietjie na gaan kyk. Maar daarby nommer F, die afsluiting gaan oor. Ons het die einde gesien. Ons sien ons gaan by God eindig. Nou gaan ons ontdek hoe lief God die wêreld van die heel begin af gehad het. Okay. Hy het ons nie in die begin in die sonde gedrop nie. Dis goed wat ons op onsself gebring. Okay. Julle sal weer daai mense wat vra, hoe kan nou God van liefde sulke goed laat gebeur? Dit was nie sy plan. Okay. Goed. So hier is die lekker stukkie, die apokriewe boek. Onthou nou as jy 'n bietjie oor apokriewe boeke gaan lees, in die middel van julle Bybel, dan net voor Matteus, kan julle mos maar 'n bietjie daarvan hê. Nou die bekendste apokriewe boek wat baie in die Bybel voorkom, is die boek van Jonas. Okay? Ek het nou net een hoofstukkie van hom hier gesit, want dit gaan oor daai tuin wat God toegemaak het en gesê het, julle mag nie meer wees. Gustav is jy waarom kry trekke te try, want dis klop en waar nie was. Ja. Dit was op die ou was af. Die Here kom haal en lewe. Ja, jy nog het so lekker met die Here 'n pad gestap, wat die Here op die einde hom lewendig kom haal het en gesê het, hy het nog nooit so lekker saam iemand geval nie. So baie van die ou mense het gesê, hulle wil dit op, hulle lewensdoel is om dit op hulle grafsteen te hê. Hierdie persoon het saam met die Here gewandel. Nee? Want dit was sy plan van die begin af, hy het elke saam met Adam en Eva gewandel. Hy het saam met weer nog gewandel. In Openbaring wandel hy weer. Ja. Goed. So daai eerste stukkie sê net, hierdie apokriewe boek, dis nou Enoch, was vroeër deel van die kanon. Wat is die kanon, kan jy onthou? Dis die Bybel wat hulle in die vroeë kerke gelees het. Daai klomp boekrolle en daai groot Bybel. Hy was deel daarvan. Dis in die Bybel opgeneem, maar is jare later deur kerkleiers uitgehaal. Dit is egter noodsaaklik om te lees en sal die leser goeie insig gee oor veral God se skepingsproses. So sien julle hoekom kom hierdie deeltjie in? Die gedeelte uit die boek van Noag, sien jy, die boek van Noag is 'n ander apokriewe boek wat ook bestaan, sluit ter inligting aan by die Openbaring van Enoch. So die apokriewe boek van Noag, as jy hom bietjie gaan lees, en die een van Enoch vertel ons bietjie van Genesis se goedjies. Goed. So ek gaan nou eers 'n stukkie van die real world met julle deel. Baie van julle hier om die tafel weet my mamma is amper 'n week terug oorlede. En dis die eerste keer wat ons gesin en familie actually met iemand so naby aan ons met die dood gekonfronteer. Ja, ouma's gaan dood en my oupa's gaan dood, maar dis nie almal nie, né? Ons was so bevoorreg om vir amper 80 jaar by ons te kom hê. En omdat ons geweet het sy het siek geword, kon ons die laaste daggie saam met haar spandeer. En die laaste aand voor sy oorlede is, het al die kinders om haar bedjie gestaan en al die aanhangseltjies ook, wat al 4 jaar saam met ons is. En ons het vir ma gevra, ma, as jy nou vir hierdie klomp kan raad gee, een raad, wat sal dit wees? En sy het gesê, lag elke dag. Nee? Want dis wat my ma gedoen het. Sy het net gelag. Sy het altyd gelag vir iets. Toe vra ek vir die kindertjies om elke een vir haar te sê wat vir hulle special was vanaand. Jy het gesê die koffiekoekies, jy het dit en dit. So daar was so 'n bietjie van 'n afsluitingkie. En toe dit so stil raak, toe sê ek, okay ma, wat was vir jou die lekkerste? Wat was vir jou lekker goed om te doen in die lewe?
Nou kyk sy my net so. Ek kan sien sy dink met sy antwoord my. Ek sê, okay, was dit om skool te gaan? Sy sê, Ek sê, was dit om atletiek te doen? Want sy het ekkies gehardloop oorgespring, sy sê, Sy sê, was dit om hokkie te speel? Sy sê, was dit om tuin te maak? Ja, ek klip harde ja. Maar my ma het net groen vingers. Alles wat sy plant, sy het tot in Israel 'n saadjie gesteel en sy het hom groei. Alles groei. En so die laaste uur wat ons by haar was, kon ek sien sy dryf so 'n bietjie weg. En ek vra van ma, wat sien jy? Want ek het nou langs 'n paar sulke beddies gestaan van mense wat ek nie ken nie. En my ouma het op in die hospitaal vir my heeltyd gesê, kom oupa nie nader nie, kom staan hy heeltyd in die hoek. En oupa was al oorlede. So ek het al 'n paar keer beleef dat as gelowiges heen gaan, kom iemand wat hulle ken haal, sodat hulle nie bang is om te gaan. Ek het daai kyk na oogies, ek kyk, maar wat sien jy? Sy sê, ek gaan saam met my pa pampoene trap. Toe weet ek, my oupa is die een wat my ma kom. Want sy kan nie wag om weer saam met hom te gaan plant en goed doen nie. So, julle weet nou hoe getrou is die Here. Hierdie week, dis die goed toe nou oor die paradys. En die tuin wat nie toegemaak is nie. En toe ek nou die voorbereiding vir donderdag se Bartolino Bybelstudie, toe kom Henog se stuk oor my pad. So as ek hom nou vir julle lees, dink in jou agterkop aan wat my ma gesien het. Né? En die Here wat gesê het, hy maak die tuin net toe, hy vat hom nie weg nie. Dink aan wat Jesus vir die ou langs om die kruis gesê het. Hy het nie gesê, vandag sal hy saam met my in die hemel wees. Hy het gesê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. En die paradys is 'n ander naam vir die tuin van Eden. So hoor wat het Henog geskryf. As julle Henog nou 'n bietjie heeltemal gaan lees, die lekker deel van hom, kom ons almal sê, moet dit lees. Hy vertel van die 7 hemele wat God hom gewys het. Hy het gesê daar is sulke 7 vlakkies in die hemel. So hierdie gaan oor die 3de hemel. Daar staan, die 3de hemel. Henog besoek die tuin van Eden in die 3de hemel, né? En die manne, daai manne, as julle die hele boek lees, sal julle sien, dis die engele wat vir hom 'n bietjie rondwys daarbo. Die engele of die manne het my daarvandaan weggeneem en het my boontoe gelei na die 3de hemel en my daar in die middel van die paradys neergesit. En daardie plek was mooier as enige iets wat daar te sien is. Al die bome het gebot, al die vrugte was ryk. Elke soort voedsel was altyd in oorvloed. Elke briesie welriekend. Kan julle dink as die briesie so kom en jy ryk 'n vrugtebesel of 'n ietsie, né? En daar was 4 riviere wat 'n stille gang verbygevloei het. Die hele tuin was goed en het voortgebring wat goed is om te eet. En die boom van die lewe was in daardie plek waar God rus wanneer hy na die paradys gaan. Sien julle, God kom wandel saam met die mense in die paradys. En die kwaliteit van die aroma van daardie boom was onbeskryflik. En dit was meer as 'n sieraad vir alle bestaande dinge. Met ander woorde, hy het nog nooit iets so moois gesien. En van alle karate het dit in voorkoms gelyk soos goud en skarlakenrooi soos vuur. En dit het alles bedek en alle soorte vrugte geproduseer. Sy wortels is in die tuin aan die einde van die aarde. Sien julle hoe diep gaan sy wortels? Van die tuin van Eden in die begin van Genesis, tot in die paradys, tot in die wederkoms is daai tyd. En die paradys is tussen die bedorwenheid en die onbedorwenheid. Met ander woorde, dis daai tussengang tussen wat goed is op die aarde en sleg is, en wat goed is in die hemel, of as jy nou nie die hemel maak.
So dis daai tussenplekkie waar jy wag. En daar is 2 fonteine waaruit heuning en melk voortkom. En hulle fonteine bring wyn en olie voort. Zamarie, ons gaan weer wyn drink. Yay! En hulle verdeel in 4 dele en gaan op 'n stille koers. En gaan af in die paradys van Eden tussen bedorwenheid en onbedorwenheid. En vandaar gaan hulle met die aarde langs voort en het 'n ommekeer in hulle kringloop, soos die ander elemente. Daar is 300 engele wat die tuin in stand hou en met 11 voortdurende soet gesang en met nimmer swaaiende stemme God dien, waardeur al die dae en ure. Daar is nog 'n boom daar naby, 'n olyfboom. Onthou julle, ons het in Openbaring bietjie gesels oor 'n olyfboom, wat onophoudelik met olie vloei. En elke boom is oortrek met goeie vrugte. Daar is nie 'n boom sonder vrugte. En die hele plek is geseënd. En die engele wat die paradys bewaak, is die mees wonderbaarlikes, en hulle dien God sonder ophou met ononderbroke stem en soetsang. En ek het gesê, hoe geseënd is hierdie plek? Die man het my geantwoord, hierdie plek, hemel, word voorberei vir die opregtes, wat in hulle lewens swaar kry moes verduur, wat hulself kastei en hul oë afgewend het van die ongeregtigheid en ware regverdige oordeel gespreek het. En wat brood gegee het aan die wat honger is, en wat naakt is met klere bedek het, wat die struikelindes oorent gehelp het, en diegene behulpsaam was teenoor wie kwaad gepleeg is, wat hul lewens voor die aangesig van God geleef en hom alleen gedien het. Vir hulle word hierdie plek toeberei as hulle ewige erf. Sien julle, waar gaan ons wag totdat die nuwe hemel en nuwe aarde geskep is? En gaan nie in 'n kus lê en vrot en nie weet waar jy is. God se kinders is by hom in die paradys tot die wederkoms, tot Jesus weer aarde kom. Dan kom ons so. Ja. Goed, so daar staan 'n bietjie goedjies van die boom wat julle kan gaan lees. Waar pas jy nog in? Dan sê ek so 'n bietjie vir julle van die 7 hemele. Ons sal later ook daarna kyk. Dis flippend interessant. So as julle op bladsy 3 kyk, is daar so 'n klein opsommingkie. Wat ek Genesis teenoor Henog se dingetjie geskryf het en Openbaring. So in Genesis en Openbaring het ons hierdie boom van die lewe wat deur die engele toebewaar word, en dan die boom wat bewaar gaan word deur die engele en ons, die regverdiges. Okay? Die wat die kat gemaak het, om na die regte plek toe te gaan as jy jou oogies toe maak. Die boom het vrylik toegang gehad in Genesis in die begin. Nou gaan ons weer vrylik saam met God kan wandel. Die eerste Eden is verloor, maar Eden is nou op 'n hoër plek, word hy beskerm. Eden is herstel, en die mens is verban, maar die regverdiges word weer beloof om toegang te kry en kan weer by God woon in die tuin van Eden. So dit maak dit net makliker as iemand vir wie jy vrek lief is, doodgaan. Want jy weet, jy kan sommer op haar gesig sien, hoe kan sy nie wag om te gaan? Dit maak dit net makliker, het vat nie die hartseer weg, maar dit maak dit makliker om te sien waar sy nou is. Dat sy weer voete het, dat sy weer met haar hande, haar rheumatoid arthritis gaan nie keer, dat sy weer kan spit en grou nie. Ek dink die Here het al lankal daar in die werk gesit en sê, okay, kom ons plant pampoene saam met jou. Ja. So, as jy daaronder lees, hierdie gedeelte skep hoop, dit bevestig dat die paradys nie verlore is nie, en dit sluit baie mooi aan by mense wat naby hulle einde van hulle aardse reis is, waar hulle heen gaan. Okay. So in Genesis verloor ons Eden, jy nog droom van Eden, en in Openbaring in ons eie Bybels gaan lees ons dat Eden nog steeds is.
So sien julle nou mooi, as jy nou net gelees het van die sondeval in die tuin wat weggevat is, en jy weet nie in Openbaring staan dat die tuin nog bestaan. Dan kom vragies soos, as God dan nou op die aarde die tuin het toegemaak en weggesek het, hoekom kan ons hom nie sien? Waar is hy? Nee? Want jy het nou gesien, ons het gelees van die 4 vure. As ons nou Genesis lees, gaan julle lees van die Tigris en die Eufraat, die 4 vure, wat tussen die tuin van Eden gelê. Jy kan nog vandag in 2 van daai riviere gaan, al is hulle droog en rondloop. Jy kan daar loop, maar jy sien verseker nie 'n tuin. Maar die tuin wag net ergens anders. Okay. Dis super special. Want die kleintjies vra altyd, hoekom is al God soveel baie aandag in die tuin van Eden gemaak het, en sulke mooi goed, en dan om net nie meer gebruik, want hy moes nou sy tyd gebruik om nog, ons het net nie nou op die aarde toegang, maar ons geliefdes is al daar. Okay, goed. So, dit is waar dit gaan, Chanel, is jy by? Ons is actually 'n week agter van die ouer mense. So, omdat julle nou hoërgraad is en ons op 'n paar minute het, gaan ek gou deur die voorste bladsy gaan, by een wat sê die skepingsverhaal, 'n X-vorm. In Engels noem mens daai 'n chiasm. As jy dit daarby wil skryf, jy gaan dit, as jy dit wil gaan Google of iets, 'n chiasm, daai X, sien julle daai X wat ek so geskryf het, wat nie bold is nie. Sien julle sy een streepie so 'n bietjie curved. Dis die Griekse letter vir chi. Okay? So 'n chiasm is as iets soos 'n kruisvorm geskryf is. Ek gaan julle nou 'n paar voorbeelde noem, maar onthou julle, daar's mense wat sê, Christen wat op Kersdag, 25 Desember Kersfees hou, aanbid eintlik 'n ander afgodse datum. Okay. So, dit is die datum waarop die songod alle rande fees en goed het. Maar toe die Christene begin gelowig raak, het hulle gesê, okay, terwyl daai klomp waar tussen ons nou bly, nou hulle fees te hou, wat kan ons doen om ons iets vir ons God te doen? So om nie uitgevang te word nie, het hulle daai kai-teken, die X, voor Kersfees gesit. Nee? Dat hulle koppies nie waai nie, dat hulle nie uitgevang word. So dis waar Xmas vandaan kom. Maar daai X gaan julle nou sien, dis 'n Griekse en Hebreëse formaat wat hulle goed geskryf het. So kom ons kyk gou-gou, die X werk so, jy het 'n A, 'n B, 'n C en 'n D. Jy kan 'n lekker kring om daai D trek. Dan gaan jy weer terug na C, B, A. Dit klink amper soos klapvuurnoot. Maar dit gaan oor om na 'n klimaks toe te werk. Okay? So kyk gou die skepingsverhaal. Hoeveel daggies het ons in die skepingsverhaal? 7, né? So blaai gou in julle Bybel in praktyk na bladsy. Ek gaan wat in bladsy. Oh, die skepingsverhaal. Dink is bladsy 5. Ons kyk net gou. Ja, bladsy 5. Sien julle daar so 'n stukkie wat sê die 7 skepingsdae daaronder. So dis die verduideliking van die eerste X-vorm, die chiasm. Die omvang van die gedeelte word aangedui met die woorde, het God die hemel en die aarde geskep. Okay. So by dag 1, kyk wat staan daar, is lig geskep. Maar die son was nog nie daar nie, né? Teenoor dag 4 word die ligdraers gemaak, die son en die maan. Okay? So as jy dag 1 by A sit, aan die linkerkant van die D, kan jy dag 4 by A aan die regterkant van D gaan sit. Want die lig word hier gemaak, maar die ligdraers kom eers hier aan die einde. Dag 2 word die gewelf, dis nou die lug en die waters gemaak.
Maar by dag 5 word die bewoners van die lug, met ander woorde die voëls, en die bewoners van die water, met ander woorde die visse, word dan gemaak. By dag 3 droë grond en plante, by dag 6 die landbewoners en die mens. Maar die kruks van die saak is dag 7. God rus. So kyk gou na die ding wat ek vir jou geskryf het. Die struktuur grafies voorgestel. Die A, dag 1, is lig word geskep. B, die hemel en die waters word geskep. Dag 3C, droë grond en plante. Dan is dag 7 staan in die middel. God rus en heilig die dag. Dag 6, diere en die mens. Dag 5, voëls en visse. Dag 6, die A, ligdraers, son en die maan. So as jy nou 'n kruisie gaan trek, dan sal jy sien, hulle het op die ou tablette en die ou Griekse goed, het hulle hom so gaan skryf teenoor mekaar, wat hy in die middel staan daar, God se rusdag. Hulle het hom so geskryf, en dan die rusdag. Okay? Want as jy 'n klomp goed in die linkerkant het, en jy het 'n klomp goed in die regterkant, die enigste manier wat jy dit kan vasmaak, is daar in die middel by die D. En as jy dit nie verstaan nie, dan gaan mense vir jou sê, maar hoekom word die son en die maan daar gaan skep en die lig skyn al hier? So as jy dit daai X verstaan, nie verstaan nie, weet dat hy so skryf is, dan as ons die stukkies begin lees, gaan dit vir julle begin sin. Kyk gou ander voorbeelde van sulke chiasms. Julle kan blaai na bladsy 3. Die 10 gebooie in Exodus is ook so een. Die belangrikste deel van die 10 gebooie is nie die reëls nie. Dis nommer D, die Sabbatdag. Om 'n rusdag saam met God te hê. Dis waaroor alles gaan. Die rusdag. Jy kan gaan sien in die Griekse boeke en die goed het hulle hom so geskryf dat D is die rusdag. Die ander reëls kom maar net voor en na. Dawid se herderspsalm, die belangrikste deel is al gaan ek deur 'n doodskaduwee, U is by my. Voor dit is rusgoedjies, regte paaie, na dit is tafel voorberei en my beker loop oor, maar die kruks van die saak is God se verhouding en teenwoordigheid. Noag se vloed gaan ons doen. Die kruks van die saak, jy kan daar skryf, God het aan Noag gedink, maar eintlik wat jy daar kan skryf is, God maak die deur toe. Anders het die water en die kuis in die boot gekom en Noag nog steeds verdrink. Soos ons hom doen, sal julle sien. God het besluit die aarde is sleg, Noag bou die ark, die water begin, maar God kom en hy sluit self die deur toe. En dan sak die water, Noag klim uit en God sluit 'n verbond. Dit gaan weer oor God wat kom ingryp. Okay? Die bergrede sal ons vir julle wys. Die Onse Vader se belangrike deel is, laat U wil geskied. So hierdie is goedjies wat julle net so in julle agterkop kan hou, maar die belangrikste van almal is Filippense 2. Sien julle daai ding? Wat staan in die middels? Die kruis. Okay? So in Filippense vertel Paulus ons hierdie hele ding van Christus. Christus het mens geword, hy het homself verneder, hy het dood gegaan, maar die kruis, dat hy dood gegaan het en opgestaan het op die kruis, dit het gemaak dat ons in die nuwe tuin van Eden kan kom. In Openbaring 12 sal julle sien, niks van hierdie goed kan gebeur, as Jesus die lam nie die draak verslaan nie. As Jesus nie daai dag dood gegaan het en die hel gaan oorwin het nie, sal ons nooit in die nuwe tuin geleef. Okay, so daar het jy dan nou sommer 2 lesse in 1. So as jy 'n bietjie wakker word in die oggend en jy wil rustig daar gaan deurlees, kyk bietjie daarna, maar dis nie ernstig nie, ons gaan nog aan alles raak. Maar dit is al waaroor hierdie boek gaan. Genesis gaan oor, God wou saam met ons gewandel het elke dag. Ons het so droog gemaak, né? Ek weet nie wie van julle daai series van Lucifer gekyk het nie.
Lucifer het as sy engel boeties vir hom gesê, man, gaan net terug na God toe en gaan sê jy is jammer. Sê vir hulle, jy weet as ek my voete daar sin, dan turn have to ash. Hy brand, want God kan nie sonde verdra nie. God is te heilig, dat iemand wat sondig is voor hom kan verskyn. Nou, ons almal sal net soos Lucifer opgaan in ash, want ons het sonde. Enigste ding wat maak dat ons voor God kan verskyn, is Jesus se bloed. En dis waar die Bybel gaan. Ons het saam met God gewandel, ons kan nie meer nie. In Openbaring weet ons gaan weer hier wandel, maar net as Jesus se bloed oor ons vloei. Dis waaroor jou hele geloof gaan. En dis wat jy vir iemand kan sê in een sin. Dis waar die Bybel gaan. So al hierdie aaklige stories is nie God wat dit toelaat nie. Dis ons wat dit op onsself gebring het. God help ons om by Jesus se kruis uit te kom. Hy gee ons weerkoms en weerkoms, want hy wil graag hê ons moet almal by hom uitkom. Selfs die moordenaar aan die kruis, want God het hom gemaak. Hy was gemaak om sy kind te wees. Ons is so maklik om te sê, ek haat dit, of ek haat daai persoon, of ek haat dit. Elke een van hulle is God se kinders wat hy aan mekaar gesit. Hy wil nie hy moet verlore gaan nie. Hy soek hom terug hom. Vra maar vir Christie, vra maar vir Jolandi, vra maar vir Shmika. Maak nie saak hoe stout jy kind is. Hy wil nie hy moet verlore gaan. Maak nie saak wat hy doen nie. Want die moorde pleeg, jy gaan nog steeds in tronk kom kuier. Want jy is die enigste een wat hom lief het. Nee? En dis hoe God oor elke liewe skepsel op die aarde voel. Ons vergeet dit maklik. Nee. Ons is gaan te judge. As iemand my kwaad maak, dan sê ek vir myself, bly net Gods lief vir hierdie ou. Nee? Want hy is, sê te sê, daai ou is lief vir God terug nie, maar God bly lief vir hom. Ja. Goed, is julle reg vir Genesis? Goed. Smaak toe ons kers. Here, dankie dat U vir ons beloof, ons kan in die tuin saam met U wandel, saam met al ons geliefdes in daai wonderlike tuin. Al wat ons hoef te doen is om Jesus as ons verlosser te aanvaar. Maak nie saak hoe goed ons die Bybel ken, of hoe mooi ons probeer lewe, of hoeveel ons kerk toe gaan nie. Niks van daai goed maak saak, soos wat dit saak maak om Jesus as verlosser te aanvaar. En dankie dat as ons hom as verlosser aanvaar, U die Heilige Gees stuur om ons te help, om regtig te probeer om meer soos Jesus te wees. Om te probeer om meer heilig te wees, sodat